Matteus 22 vers 34 tot en met 40. As hy my 2020 vertaling wat ek voor my het is bladsy 36 in die Nuwe Testament. As ek dink ons ken hierdie gedeelte werklik baie goed en die rede hoekom ek dit ons teks het vir vanoggend is omdat dit 'n hardklopvers is in die Heidelbergse Katekismus by vraag 4 wat ek nou vir julle net vandag sal weergaan. Kom ons buig net ons hoofde saam in gebed. Here, ons wil vanoggend vir die baie dankie sê vir die voorreg wat ons het om die heilige woord te kan oopmaak. Dit net vir 'n oomblik saam te kan lees en rustig te wees rondom dit. En as ons vanoggend, Here, dit lees, saam oordink, luister, vra ons, Here, mag ons harte ontvanklik wees vir die waarheid van die woord. En besonder mag dit ons ook help om die eer en verheerliking van U te kan leef. Maar Here, boven alles wil ons vra, mag die liefde waarvan U woord ons leer, wat U vir ons vertel, wat U self vir ons kom wys het hier op die aarde, mag daardie liefde werklik deel word van elke liewe van ons lewens. Dit mag ons lewens ook 'n lied wees tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Amen. As ek ken die 1983 vertaling ken ek haal hom gewoonlik aan. Die 2020 vertaling verwoord dit so bietjie anders. Ek lees vir ons saam van vers 34. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die sluier opgelê het hulle by mekaar gekom. Een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Nou ons lees eers net tot sover. Ek gaan nog 'n hele paar ander plekke vanoggend in die Bybel aanhaal. Net so vinnig, Jesus het die twee tafels van die 10 gebooie opgesom. Die eerste gedeelte wat handel oor ons liefde tot God. En die tweede gedeelte daarvan, die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder. Tot daar gepraat het met ons oor ons liefde vir ons naaste, hoe ons medemens kan lief hê. Ek wil vanoggend so 'n bietjie met u gesels oor die wet, en ek wil net vanaf vir u lees. In ons belydenisskrifte is daar ongelooflik baie plekke waar gepraat word oor die wet. Ek gaan nie vanoggend dit alles aanhaal nie, maar ek wil graag net vir u lees vanaf wat in ons Heidelbergse Katekismus geskrywe staan, en dan moet ons nou daai termometer prentjie moet ons vanoggend in ons gedagtes hê. En as ons net daai prentjie kan onthou, kan ons die res van ons lewens onthou wat in die Heidelbergse Katekismus vir ons geskrywe staan. Vraag 3, vra die volgende: waaruit ken jy jou ellende? En die antwoord is baie eenvoudig, uit die wet van God. So, hier is nie 'n groot dissertasie of ding geskryf hieroor nie. So ons moet met die woord van God vanoggend bietjie uitbrei op dit. Maar ons weet dat ons sonde erken wanneer ons die wet van God lees. Dit is soos 'n spieël waar ons gaan staan en onsself in kan raak sien. Mits ons eerlik is met onsself. As ons oneerlik is, kan ons nie ons sondes raak sien. Dan vraag 4, wat eis die wet van God van ons? En dan die antwoord daarop gee is, wat die Heidelbergse Katekismus gee, is dat Christus dit vir ons samevattend leer in die teks wat ons vanoggend gelees het. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. En die tweede wat daarmee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis die mikpunt, die bokant van die termometer, waar ons moet uitkom. Dis waaraan ons op ons geestelike reis moet voldoen deur die werk van die Heilige Gees in ons lewe. En dan vraag 5, kan jy dit alles ten volle nakom? Dis daai lyntjie van die termometer wat op en af beweeg tussen jou sonde, jou erfsonde, jou mensweessonde, en dit wat God vir jou gestel het om lief te hê met alles wat jy is, en om jou medemens
mens lief te hê soos jouself. Ons leef iewers hier tussenin. En die antwoord op die vraag, kan jy dit alles ten volle nakom? Heidelbergse katekisme sê nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Maar goed, dis die waarheid in 'n neutedop. Ek wil volgens graag saam met die so bietjie net in die wet ingaan. Dat ons net bietjie nadink oor dit wat Jesus ons kom leer het. En dat ons die wet dalk 'n bietjie beter verstaan. Net om 'n konteks vir ons te gee. Ek het lank jare terug 'n lidmaat gehad wat met my kon praat het oor twee goed. Dominee, jy mag nie varkvleis eet nie. En die persoon weier om vir varkvleis te kyk. En die ander is, dominee, hoekom hou julle op Sondag kerk? Dis nie die Sabbatdag nie. Julle moet op 'n Sondag kom hou. Heeltemal by mekaar. Mens kan lang daaroor praat, maar daai lidmaat is op die ouene weg van die kerk. Nou, dis waarskynlik my skuld, want ek het nie daai lidmaat voor die tyd geleer hoe die wette werk en hoe moet jy dit verstaan het. Ek wil dit graag volgend met die deel. En dis nie alles, dis net 'n neutedop van hoe ons prakties die wette in die Bybel kan verstaan. Nou vanaf, as ek nou volgens vir die vraag, kom ek haal eers 'n boek aan. Daar's 'n boek met die titel Dare You Not to Bore Me with the Bible. Afrikaans, moenie dit waag om verveeld te wees of verveeld oor te kom as jy uit die Bybel uitwerk en preek. So ek wil graag vanoggend probeer om dit wat hier geskrywe staan vir die ongelooflik interessant te maak. Net so vinnig, wil ek vir 'n vraag vra. As die vrymoedigheid sê sommer hardop, watter boek in die Bybel is vir u die boringste boek, as ek daai woord mag gebruik, wat in daai titel van daai boek is? Watter boek in die Bybel is die boringste boek? Met ander woorde, die boek wat jy nie wil lees nie. Die boek wat jy liewer skyn kan besit. Moet asseblief nie vir my sê Openbaring. Asseblief nie. Levitikus, op die kop. Dis die boek wat ek uitgekies het om my te preek vol. Die raad. Levitikus is 'n klomp wette. Dis waarskynlik een van die boringste boeke in die Bybel om te lees. Vir die meeste van ons. As jy naam Pieter is, dan dis interessant, ek wil vir verduidelik. Ek het my hele preek uitgewerk, gestaan besluit dat ek wil graag vir hierdie gemeente vanoggend kan sê, ek het die hele Levitikus van begin tot einde deur gelees. Ek het al baie gedoen. Ek kon geslaan net op die hoofstuk 8 uitkom, toe slaap, toe ek klaar, kan ek nie meer. Maar weet jy hoe ongelooflik interessant is dit? Levitikus vertel vir ons sondes wat 'n persoon gedoen het. En dit vertel vir ons wat die sonde is wat die persoon gedoen het en hoe om dit op te los. En jy sal sien as in sulke groepe, ek begin gewoonlik met die woord as. As hierdie persoon wat dit gedoen het, dan moet dit gedoen word om hierdie sondes vergewe te kry en weer rein te kan wees. Nou as jy die Levitikus opdeel, en jy gaan kyk oor ons, maak vir jouself opsommings. Wie, wat 'n groepering, word nie oor gepraat, daar word oor leiers gepraat, daar word oor priesters gepraat, daar word oor gewone burgers van die publiek gepraat. So wie doen die sonde? En dan die volgende ding wat jy by daai boekie skryf is, wat is die sonde wat hulle gedoen het? Daar word gepraat van onwetende sondes en van sondes wat jy bewuslik doen. Skryf dit net en dan net dit op jouself neer. En die derde ding, skryf neer wat is die oplossing. Dan moet 'n bul geoffer word, dan moet 'n skaap, 'n bokram, wat ook al geoffer word. Dan vat jy daai blokkies. Jy sal sien die eerste hoofstuk het 3 blokkies, die tweede hoofstuk het 3 blokkies. Maklik, né? Sonder so op en dan gaan lees jy die res van die Ou Testament. En dan kyk jy bietjie na die konings. Daar's konings wat gesondig het, om ek maak vir 'n voorbeeld om dit interessant te maak. Koning Dawid het oorspel gepleeg. Maar dit lyk of hy nie geweet het hy droog gemaak nie. Want God stuur 'n profeet om met hom te praat om sy sonde veronduidelik te maak sodat hy insig kan kry. En dan moet Dawid 'n offer bring sodat hy weer in die regte verhouding met God kan kom. So dan sit ons 'n regmerkie agter Dawid. Dawid was gehoorsaam aan God, hy het die wet van God tot versoening uitgevoer. Maar dan kom jy op 'n ander plek. Dan lees jy van hierdie mense wat droog gemaak het. Wat miskien brood van die altaar af geëet het. Sien jy, okay, jy mag dit nie gedoen het nie. Hierdie mense het bloed, rou vleis geëet met bloed in. Hulle mag dit nie gedoen het nie.
En as jy die wette opgesom en dan verwag jy dat hulle 'n offer moet bring, sodat hulle verhouding met God weer reg kan kom, en dan sien jy o jene, hierdie koning en hierdie mense het gesondig volgens Levitikus, maar hulle het nie die offer gebring wat hulle moes om hulle verhouding met God weer reg te maak. En ewe skielik besef jy dat Levitikus is 'n barometer. Levitikus is soos 'n termometer wat jou help om 'n groot deel van die Ou Testament te verstaan. Om te sien dat hier oor hierdie koning berig word, omdat hy gehoorsaam was aan God, en hier word dan hierdie koning oor hom berig en geskrywe, want hy of die volk was ongehoorsaam aan God. Hulle het die opdragte van God uitgevoer. Ewe skielik is Levitikus nie meer die boringste boek in die Bybel nie. Ewe skielik is dit een van die interessantste boeke wat daar kan wees. Nou vanoggend wil ek graag 'n bietjie met julle instap. Ek wil nie uit Levitikus uitpreek nie, want dan gaan ons almal nou eers in slaap. Ek wil graag met julle instap en 'n baie belangrike vraag vra. En daai vraag is: wat sê Jesus van die wet? Hoe hanteer Jesus die wet? Ek wil vir julle 'n interessante deeltjie lees in Matteus 5 wanneer Jesus met sy prediking begin. Daar in hoofstuk 5 vanaf vers 17. Luister baie mooi. Moenie eers daaraan dink dat ek gekom het om die wet en die profete af te skaf. Kom sê dit eenvoudig van mekaar. Jesus sê die wet is ongelooflik belangrik. Moenie dink ek het gekom om dit af te skaf nie. Ek het nie gekom om dit af te skaf nie, maar om te vervul. Amen. Ek sê vir julle, totdat die hemel en die aarde tot niet gaan, sal daar beslis geen jota of titel van die wet tot niet gaan nie, totdat alles vervul is. Kan jy hoor? Baie mense sê, weet jy wat, ons het nie meer die wette nodig nie, ons kan aangaan soos wat ons wil, die genade oorskadu al die goed. Ja, dit is in 'n mate waar, maar dit is nie die volle waarheid nie. Jesus het gesê die wet is ongelooflik belangrik. Hier sit ons nou met 'n probleem in ons harte. Ek weet nie of u dit ook begin aanvoel nie, maar hooplik gaan ons dit vanoggend oplos. Lees ons verder. Wie dis een van die geringste van hierdie gebooie afskaf en die mense so leer, sal die geringste in die koninkryk van die hemele genoem word. Maar wie dit onderhou en ander daarin onderrig, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle, as julle geregtigheid nie aansienlik meer is as die van die skrifkenners en die fariseërs nie, sal julle beslis nie die koninkryk van die hemele ingaan nie. Nie ek wat het gesê nie, Matteus het dit neergeskryf, hy het dit by Jesus, uit die mond van Jesus uit gehoor. Nou, ek wil dit vir u opsom wat Jesus hier gesê het, baie eenvoudig. Jesus soek baie dieper in 'n radikale navolging van die gebooie van God. Dis wat Jesus hier vra. Hy sê, as julle nie meer radikaal gaan wees as die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, is daar nie hoop vir julle nie. Met ander woorde, die wet, daar word nie 'n kruis, 'n doodstreep betrek oor die wet van God. Nou die vraag is, wat moet ons nou maak met die wet? Hoe moet ons dit verstaan? Hoe moet ons dit hanteer? Ek wil vir iets anders lees wat ook opgeskryf is vir ons in Markus hoofstuk 7. Daar vanaf vers 6 se tweede helfte. Hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle harte is ver van my af. Te vergeefs vereer hulle my, want hulle onderrig as leerstellings die voorskrifte van mense. Julle versaak die gebod van God en klou vas aan die tradisie van mense. Daar tref Jesus die onderskeid ten opsigte van die wet wat baie keer mense se harte deurmekaar maak. Wat maak dat ons nie die wet ten volle verstaan nie. Nou, ek gaan nou 2 groot woorde gebruik en vergeet dit sommer dadelik. Daar's 2 soorte wette, hoofsaaklik 2 soorte wette in die Bybel. Dis die apodiktiese wette en die kasuïstiese wette. Dit is groot woorde. Wat is 'n apodiktiese wet? Baie maklik om te onthou. Dis goed wat jy moet nakom. Dis nie opsioneel nie. Wat jy moet luister, jy moet harte neem. Dis goed waaroor Jesus praat. As hy sê hierdie gebooie is die gebod van God wat jy moet nakom. Nou hoe weet ons wanneer is 'n gebod 'n apodiktiese wet? Baie eenvoudig. As daar voor aan 'n gebod staan
of jy mag nie. Voorbeeld daarvan is die 10 gebooie. Jy mag nie moord pleeg nie. Dis 'n apodiktiese wet, dis maklik. Maar dan is daar ook ander vorme van wette, soos opdragte van Jesus, opdragte wat van God afkom. As ek kyk heiligheidswette in Levitikus byvoorbeeld, wees heilig, want die Here jou God is heilig. Dis nie 'n opsionele wet nie. Dis nie 'n wet wat jy lyn kan vertrek en sê, hoor jy, ons in ons moderne tyd waar ons leef, kan ons dit maar ignoreer nie. Nee, dis 'n wet wat God gegee het, van hoe jy as 'n mens moet leef. En om heilig te leef, is om God lief te hê met jou hart, jou siel en jou verstand. Nog 'n ander apodiktiese wet, 'n wet wat met ander woorde nie onderhandelbaar is nie. Dis wette wat Jesus self gegee het, of eerder opdragte wat Jesus met ons as mense gedeel het. Ek lees vir Matteus 5 vers 44. Julle moet julle vyande lief hê, en julle moet bid vir die wat vir julle vervolg. Dis 'n wet wat van Jesus, wat hy opdrag, wat hy met sy mond uitgespreek het, waarin jy gehoorsaam moet wees. Dis ononderhandelbaar. Daar's nie uitkomskans nie. Nou ek gaan 'n verkeerde getal gee, maar dis min of meer. Daar's so rondom 280 sulke wette wat in die Bybel vir ons opgeteken is. Daar's also oor die 300 wette wat nie meer verpligtend is. Dit is kasuïstiek, dis ander vorme van gebooie wat daar in die Bybel is, wat ons nie meer nodig het om na te volg. Hoe herken 'n mens daardie wette in die Bybel? Dis gewoonlik 'n wet wat die volgende ritme het. As iets so is, dan gebeur dit, of dan dit gebeur. Meer wiskundige taal, as X, dan Y, as A, dan B. As jy so iets in die Bybel sien, dan moet jy weet, dis gewoonlik 'n kasuïstiese wet. Dis 'n wet wat jy nie hoef na te kom. Dis 'n wet wat dalk 'n beeldige situasie gegee, wat vir jou sê, as hierdie persoon hierdie sonde gedoen het, dis die uitkoms om dit op te los. Nou, daar kry jy verskriklik baie wette. Reinigingswette waar jy jou hande moet was. Afstand wat jy op 'n Sondag mag loop. Nou as jy aan Jesus se lewensverhaal van dink hier onder op die aarde, sien ons dat hy hierdie wette, hierdie soorte wette, het Jesus oortree. Die Fariseërs en die Sadduseërs wou Jesus daarvoor aankla. Jesus se disippels het brood gevat en het geëet wat hulle nie mag geëet het nie. Hulle het op 'n Saterdag koringare gaan kry om te eet. Hulle het op 'n Saterdag gereis. Jesus het siek mense op 'n Saterdag genees. Volgens hierdie as-dan kasuïstiese wette het Jesus gesond. Jesus is besig om vir die mense 'n duidelike onderskeid te tref tussen wat is die wet van God wat jy moet uitleef en wat is nie die wet van God. Wat is die dinge wat jy maar kan sê, hoor jy, kom sit dit in kant toe. Dit het baie met die kultuur te doen, dit het baie met 'n regstelsel te doen. Maar goed, dit beteken nie daai wette het dwaashede nie. As ongelooflik baie wysheid daar. En dis waar die Bybel interessant raak. In die Psalms, Spreuke, Prediker, het mense begin wegbeweeg van hulle verstaan van die wet en hulle het meer begin praat oor wysheid. God wil vir ons deur sy Gees wysheid gee, sodat ons verstaan hoe ons hom en ons naaste kan lief hê met ons hele hart. Dis wat Jesus vir hierdie mense kom leer. Ons gou graag net vir 'n paar kasuïstiese wette lees. Dis nou daardie as-dan wette. Nou, partykeer is hulle nie in hierdie formulietjie wat ek gegee het ingefiet nie. Ons moet maar so bietjie dink. Net bietjie die situasie analiseer. Daar was byvoorbeeld regte en strawe gewees, as ek in Eksodus 21 vers 22 vir u lees. Wie iemand doodslaan, moet doodgemaak word. Strafreg, dis 'n as-dan wet. As iemand doodgeslaan het, dan moet hy doodgemaak word. Dis nie, jy moet nie, as iemand dit gedoen het. Daar's slawewette in Eksodus 21 vers 22. Wanneer jy 'n Hebreëse slaaf koop, wanneer, dis soos 'n as. Wanneer jy 'n Hebreëse slaaf koop, moet hy 6 jaar vir jou werk, maar in die 7de jaar moet jy hom vrylaat, sonder dat hy jou iets daarvoor betaal. Dis 'n as-dan wet. Dis nie 'n wet, daar is wysheid en insig miskien in dit wat hier geskrywe staan. Maar dis nie 'n ding wat jy verplig is om na te kom.
As ek lees die wette oor eienaarskap en skadevergoeding, daar ook in Eksodus 21 vers 33 en 34, wanneer 'n man 'n put ooplaat, of wanneer hy 'n put grawe, en dit nie behoorlik toemaak nie, en 'n bees of 'n donkie val daarin, moet die eienaar van die put vir die verlies vergoed. Hy moet die eienaar van die dier uitbetaal, en die dooie dier kan hy vat. Dis 'n wet, maar dis nie 'n wet wat jy verplig is om na te kom, in terme van die genade van Christus wat hy vir ons gebring het. Die wet wat ons moet nakom, is opdragte, is duidelik goed wat ons moet doen, dis ononderhandelbaar, waar hierdie soorte wette nie onderhandelbaar is. Hy sê, dis nie nodig om hierdie goed so rigied uit te voer nie, wel wys om van dit toe te pas. Huweliks en gesinswette lees uit in Eksodus 22 vers 16. Wanneer 'n man 'n jong meisie wat nog nie verloof is nie, verlei om met hom geslagsgemeenskap te hê, moet hy aan haar pa die volle bruidsprys betaal en met haar trou. Dis baie wysheid in wat hier geskrywe staan, maar dit is nie 'n verpligte wet nie. Ons kan hier uitleer, maar dis nie verplig dat wanneer daar 'n buiteegtelike verhouding was, daai twee persone met mekaar getrou het. Ek hoop jy begin raak sien wat die verskil is tussen die wette waaroor Jesus praat as die gebod van God, die goed wat ons moet nakom, waarsonder ons nie die koninkryk van die hemel sal sien, ten opsigte van die wette wat daar is in die Bybel wat nie regtig invloed het op dit waaroor Jesus praat nie. Nou die groot vraag. As ons nou hierdie onderskeid kan tref en ons weet nou wat is die goed wat ons moet doen en wat is die goed wat ons nie mag doen nie. Is dit moontlik vir my en vir jou, vir my en vir u, om dit te kan nakom? Heidelbergse Katekismes sê baie duidelik vir ons nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Maar weet jy, God weet wat is ons natuur. En dis hoekom Jesus Christus kom sterf het aan die kruis. Dis hoekom hy opgevaar het na die hemel, en hoekom hy die Heilige Gees vir ons gestuur het, sodat die Heilige Gees in ons kan leef, dat ons met wysheid dit wat hy hier gesê het kan uitvoer, dat ons nie onder op die termometer leef nie, maar dat ons heilig gemaak word, dis daai rooi lyntjie op die termometer wat ophardloop. En die hoop is dat daai rooi lyntjie heel bo sal uitkom, waar jy God ten volle liefhet met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, en waar jy jou naaste liefhet soos jouself. Ek moet met jy praat oor hierdie lyntjie. Wat staan daar in die Bybel geskryf? Eerste ding is, wettiese gehoorsaamheid kan niemand, maar niemand in die hemel bring nie. Om die wette, die gebod van God, dat Jesus sê, ons moet nog steeds nakom en ernstig oor wees, om dit met my hele hart te doen, gaan nie my wet nie. Dit kan wel my verhouding met die Here beïnvloed, ongelooflik baie. As ons nou reg onthou verduidelik, dit wat ek toepas in die wet, verduidelik vir my hoe lief ek vir God is, of hoeveel ek maak. As ek die onder die termometer na die rooi kol, of as ek iewers op die lyn, of as ek ook wat jong hoor. Ek wil vir lees wat staan in Galasiërs 2 vers 16. Toch weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom. En dit is hoe ons vrygespreek is, deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie. Want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou. Dis die onderskeid. Jy word nie gered op grond van wetsonderhouding nie, jy word gered op genade. Maar dit beteken nie dat die wet nou ongeldig is. Jesus het gesê die wet van God is nog steeds belangrik, uiters belangrik. Want as jy dit nie uitleef nie, ontbreek jy aan jou liefde vir God en vir jou naaste. En as jy dit nie uitleef nie, is jy nie warm nie, is jy koud. En as jy iewers tussenin is, sê Openbaring, as jy lou is, kan ek jou uit my mond uitspoel. Hoor jy, wat is die erns daarvan, om hierdie goed uit te leef? Om ons liefde, alles daarin te pak, om te leef op die wyse wat God graag wil hê ons moet leef. Net 'n volgende punt. Alleen met deur die Gees
die genade van God en deur geloof in Jesus Christus, word ons as mense bemagtig om gehoorsaam te wees aan die wet. So waar jy op hierdie termometer is, wys hoe gehoorsaam is jy aan God. Dis immers wat nou toe vir die Levitikus verduidelik het en die konings verduidelik het. Dis wat jy oral in die Ou Testament ontdek en raak sien. Jy sien hoe gehoorsaam was konings aan God. Hoeveel het hulle oorgegee aan God en sy opdragte, hoe lief het hulle God gehad. Hoe Dawid oorspel gepleeg het. Die profeet het hom duidelik maak dat hy bewus geraak van sy sonde, het homself verootmoedig voor God, hy God ongelooflik lief, en hy sy sonde bely, hy vergifnis ontvang daarvoor. Maar ander konings wat het nie gedoen het nie, staan er letterlik en uitdruklik geskrywe, hulle het ver van God afgeleef. Hulle het nie naby God geleef. Anders is wat Dawid geleef het. Ek wil vir julle lees, Romeine 6 vers 14. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle. Die sonde waarvan die wette van God jou duidelik maak. Daai sonde moet nie meer baas wees oor julle. Want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Die doel van die wet is om ons sondes vir ons te wys. Maar wanneer Christus ons vrykoop, kry die wet 'n nuwe betekenis. Dis nou iets van dankbaarheid. Ek kom die wette na en ek doen alles in my vermoë om dit na te kom, omdat ek God lief het. En omdat ek vir hom dankie wil sê dat hy my vrygekoop het van my sondelas. Dat hy vir my gewys het wat doen ek verkeerd, sodat ek nou kan leer om reg te doen. Dis die doel, dis die funksie van die wet. Galasiërs 5 vers 16 tot 18. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit swig oor begeertes van julle sondige natuur. Dit maak dit prakties. As ek hier buite in my kar ry en daar gebeur iets wat my ontstel of my kwaad maak, en ek gee toe aan hierdie gebeurtenis om my gees te beïnvloed en my aggressief te maak, dan het ek die sonde toegelaat om oor my te heers. Dit het met Kain gebeur. Dit het met 'n klomp mense in die Bybel gebeur. Toe Kain sien sy broer Abel se offer word aangeneem en syne word nie aangeneem nie, toe word hy kwaad. Hy het toegelaat dat die situasie, die versoeking, wat ook al daar gebeur het, beheer oor sy hart neem. Toe waarsku God hom, die sonde lê vir jou in loer, moenie dat hy jou in sy mag kry nie. En wat doen Kain? Hy vat sy broer die veld toe en hy geslaan hom dood. Die sonde het hom in sy mag gekry. Dit was op Kain se hart en skouers gelaai om 'n keuse te maak. Gaan ek ongehoorsaam wees aan die voorskrif, die wet wat God net vir my gegee het, of gaan ek gehoorsaam wees daaraan? En dit het die uitkoms bepaal. Glo ek dat dit wat God vir my sê die waarheid is, of glo ek dit is vals? Kain het gekies om te sê dit is vals en gaan ek dit doen. So wat ons sondige natuur begeer, is 'n stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil is 'n stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan jy nie doen wat jy graag wil nie. Kom ons maak dit sommer klein, eenvoudige Afrikaans. Dit wat ons aan die begin gehoor het. Daar's net 'n koud of 'n warm. Hulle staan lynreg teenoor mekaar. Jy kan nie bo wees en onder wees tegelyk nie. Jy kan net op een van daai twee plekke wees. Maar vir gemaklikheidshalwe kies ons om die iewers tussenin te leef. Maar die opdrag van die woord is duidelik, wees gehoorsaam aan die Gees. Voer die opdragte van God uit die gebod waaroor Jesus praat, sodat jy daar bo is. Ek wil nie die woord ideaal gebruik nie, want die ideaal is nie reg nie, maar die ideaal wat God vir ons stel, is dat ons hom lief het met ons hele hart, hele siel, hele bestaan. Nou, hierdie vraag slaan mens dood. Is jy lief vir God met jou hele hart, jou hele siel, jou hele bestaan? As jy vanoggend nee sê, was daar sonde is wat jy doen waarvan God jou bewus maak, dan is jy nie daar nie. Dis net die genade van God wat ons daar het. Ons het hom nodig. Is dit buite ons bereik? Die Bybel lees sê dat nee, dis nie buite ons bereik. Die Heilige Gees, God gee die Gees vir ons. As ons onder beheersing van hierdie Gees leef, dan help hy ons om dit te kan doen. Vers 18. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer
Ons is vrygespreek, ons is gered. Maar uit dankbaarheid kan ons gehoorsaam wees aan wat Jesus Christus gesê het ons moet doen. Ons gaan die gebooie van God uitleef. Ons gaan nie 'n kruis in ons Bybel trek oor dit te sê nee, dis afgeskaf. Dis nie die waarheid. Daar's twee verskillende soorte wet. Die wette wat God gegee het tot ons naam kom en die wette wat gekonstrueer is deur mense om te sê hoor hierso, dit is hoe ons regstelsel dink, dis hoe ons dit moet uitvoer. Mag die Here vir ons wysheid gee sodat ons hierdie goed reg kan hanteer, maar mag ons geïnspireer wees om nie onder die termometer te bly leef, ook nie hier in die middel rond te dobber, maar om aan boord te wees waar Matteus 22 sê ons moet wees. Dit volle liefde, oorgeneem wees met liefde vir God, oorgeneem te wees met liefde vir ons naaste. Johannes 14 vers 15. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Jesus se opdrag, opsomming van die wet is jy moet God lief hê. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Voer ek en jy dit uit. Hoor baie mooi. As ons nee sê, dan doen ons die teenoorgestelde. Ek wil weer lees wat Jesus, wat Johannes saamvat vir ons. As julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Het jy God lief? As jy volgende ja sê, dan moet jy sy opdragte uitvoer. Jy kan nie anders doen. Want die Gees van God woon in jou. Die Gees van God dryf jou om dit te doen. En dit sal alleen maar die oorgeneem is deur die Gees, wat jy God met jou hart, jou siel en jou verstand kan liefhê. En die naaste liefhê, soos jouself. Dis in 'n nederlaag. Vertrekpunt oor hoe ons die wette in die Bybel moet verstaan, hoe ons dit moet hanteer. Dis in 'n nederlaag wysheid wat God in sy skrif vir ons leer, sodat ons gehoorsaam kan wees. En as jy fouteer, as ek fouteer, as jy fouteer, onthou wat die woord vir ons sê. Ons het Jesus Christus, ons middelaar, onder wie se genade ons staan. Kom ons bely dan ons sondes. Ons erken soos Dawid en menigte ander mense, erken ons sondes. Ons ontvang die vergifnis daarvan, ons weet ons is skoon gewas. En ons gaan dan heen, en ons doen nie meer die sonde wat ons bewus geraak. Jesus het nie gekom om ons in ons sondige toestand te los nie. Hy het gekom om ons te bevry, ons te red, en ons moet dit bring. Kom ons sit net so dan by ons hier op self. Here Jesus, wanneer ons vanoggend voor U kom buig, dan word dan al die lof vir U weer gekom. Here, want U genade en U liefde oorweldig elkeen van ons saak. En ons is bewus vanoggend daarvan, Here, dat U hartsbegeerte vir elkeen van ons is, dat ons in U hierdie sondige wêreld sal oorwin, en dat ons sal leef op 'n wyse wat U vir ons kom leer. En daarom ons vra, Here, soos wat U beloof het, rus asseblief elkeen van ons toe deur die Heilige Gees, sodat ons as oorwinnaars kan leef in hierdie wêreld. Maar Here, soos wat U Dawid se sondes onduidelik gemaak het, vra ons, maak ons ook asseblief bewus, Here, van die plekke waar ons faal in ons lewe, waar ons menslike natuur aan bewind is. Gee, Here, dat ons asseblief in opregtheid daarmee sal afreken, dat ons dit sal neerlê, sodat dit ook 'n bewys kan wees dat U ons vrygespreek en dat ons vrygekoop is en dat U ook oorwin. Hoef U dankie sê, Here, vir die genade wat nie net oor ons uitgestort het, maar ook in ons harte uitgestort. Here, mag elkeen van ons in daardie genade as oorwinnaars leef. Mag ons soldate wees in U koninkryk en mag U werklik daardeur verheerlik. Ons bid dit in die groot en heilige naam van U. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, God seën ons elkeen die teenwoordigheid van sy Gees in ons lewens, sodat ons God kan lief hê met ons hele hart, ons
hele siel, ons hele verstand, dat ons naaste kan lief hê soos onsself. Kom ons gaan uit en ons lewe volgens die wil van God. Amen.